I want to talk about South Africa today. In South Africa today, we are hearing narratives being built around white genocide in South Africa. You are security actors, you understand the import of these narratives and why are they being placed in the international scene? Why is this happening? What could it open up? Gaza today, ladies and gentlemen, where we've seen the brutalization and the massacre of tens of thousands of children. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Het nou so vinnige uittreksel gesien van 'n persoon wat met 'n tipe van 'n veiligheidsraad, noem dit maar 'n Afrika veiligheidsraad, rolspelers wat daar in die spesifieke vergadering betrokke was, kan 'n mens aflei. En baie interessant, is belangrik dat ons hierdie dinge begin sien vir wat dit is, kykers en luisteraars. Ek het op my toer wat nou verby is, baie duidelik die groot prentjie, fisies, feitelik, inligting, kennis, gedeel saam met die profetiese riglyne, om die groot prentjie aan almal oor te dra. Ek het dit opgeneem by 2-3 geleenthede, is my aanbieding opgeneem, net vir sekuriteitsdoeleindes, as ek dit so kan sê, maar dis nie 'n video wat ek gaan plaas, of video's wat ek gaan plaas nie, omdat ek voel, ek wil dit maar net vinnig noem, dat ons sal moet begin bereid wees om offers te bring. Sefanja 3 sê baie duidelik, wanneer hy met hierdie gemeente praat in Suider-Afrika, ander kant die riviere van kus, dis nou Suider-Afrika, vandaar sal my gemeente vir my offerandes bring. In ons tyd van offers bring, is nou aanstonds, dis nou voor die deur. So, ons sal nou moet begin ernstig nadink oor, is ons bereid om offers te bring, wanneer dit van ons verwag en vereis word. Ons voorouers, toe dit van hulle verwag was, het hulle dit gedoen. Die Engelse oorlog, meer bekend as die Boereoorlog, waarvan ons almal die geskiedenis ken, hoe hulle bereid was, die bittereinders en al die manne wat vrywillig en opgeroep was, betrokke was daarin. Ons voortrekkers, voor dit, die Franse protestante, almal mense wat geweldige offers gebring het, ons voorouers, om ons te kom plant hier, as 'n volk in die suidpunt van Afrika. So hulle het nie gehuiwer om die offers te bring wat van hulle gevra was, as gelowiges nie. En net so is ons tyd nou besig om aan te breek, wanneer die tye offers van ons gaan verwag. Maar dit is nie die punt wat ek wil uitlig vanoggend nie. Ek gaan nie die video's plaas van my toer wat ek nou gehad het nie. Die Gees druk dit nie op, of druk dit op my hart, om dit nie te plaas as sulks nie. Maar ek het dit op rekord, sodat niemand enige valse aantuigings kan maak, indien daar enigsins sou wees nie. So baie interessant, ons moet nou begin besef, hierdie opbou na hierdie Oosblok magte, by name dan hoofsaaklik China, en dan ook die Wesblok. En ek wil dit nie die Wesblok noem nie, ek wil dit eerder die Deep State noem, waarvan die DA 'n affiliaal, 'n vertakking van hierdie Deep State van die Weste in Suid-Afrika is. Sien het hom genoem 'n doringbosregering, hier binnelands in Suid-Afrika, waarvan die DA die kern sal vorm van so 'n regering, wat in diens staan, in samewerking staan, met die Deep State van Engeland, Amerika en sekere groepering. Maar die Deep State, en die Bybel het 'n baie mooi woord wat hy gebruik, Babylon. Hierdie Babyloniese stelsel is mos nou gesentreer. Enige iemand wat bietjie kennis het, sal weet dat dis gesentreer in Amerika, in Engeland en in Europa tot 'n mate. Leiersgewys sterk mate, maar ja, oral is dit leiersgewys. En ons het nou al vorige video's gesien, ek gaan nie alles herhaal nie, hoe die DA dan nou Amerika gaan besoek en in hulle sak is. En ek het in 'n vorige video vir u 'n video begin deur die DA persoon wat gesê het Putin sal gearresteer word. So ons is nou al, dis nou al vir ons kennis dat die DA vereenselwig hom met die Deep State, met Babylon, wat in die Weste gesentreer is. Dit is so eenvoudig as wat dit is. En hierdie persoon wat hier praat, is duidelik daarvan bewus. Ek kan nie verstaan dat ons mense, of daar nog mense is, wat nie bewus is, dat hier 'n geweldige oorlog gaan kom, tussen die Oosblok en die Deep State, in wat vanuit Amerika. En hier het sy dit nou baie duidelik uitgelig, en gesê,
dat julle security actors en dat hierdie narratives being built around genocide, met ander woorde hierdie narratief. Ons weet wat plaasmoorde behels. Ons as Suidlanders was die eerste om dit in Amerika op die verhoog te gaan plaas. So, ons verstaan dit baie mooi. Maar die oomblik wat die deep state, die FSA, die Trump-administrasie en alle rolspelers vanaf die deep state se geleedere begin om hierdie narratief te bou op 'n internasionale verhoog, dan eintlik in kort mense, kom ons maak dit eenvoudig, is hulle besig om die nodige politiese voorbereiding te tref om letterlik betrokke te raak fisies op die grond in 'n oorlog in Suid-Afrika. Dit is hoe hulle dit doen. Is daai narratief word eers geskep voortydig en dan wanneer hy geskep is en die wêreldlinge wat mos nie weet, hulle lees maar en luister maar wat sê die breë stroom media en almal daarmee saam. In Suid-Afrika se genocide, die narratief is geskep. En dit gaan nie nou hieroor is dit so of is dit nie. Dis nie my punt hier nie. My punt is waarom word die narratief deur die deep state vanuit die weste geskep sodat hulle 'n dekmantel het, 'n verskoning het, 'n rede het om hier betrokke te raak. Dis soos ons nou sien in Nigerië. Nou gaan dit kammag oor die Christene wat nou vermoor word in Nigerië. En ek sê nou kammag, hoekom? Want hierdie selfe magte gee nie om as die Christene gebom word in Sirië nie. En die Christene daar vlug nie. Dan word daar nie omgegee nie. Daar word nie omgegee as Christene vervolg word in Oekraïne nie, waarvan daar legio bewyse is van hoe die kerke vervolg word en wette wat deurgevoer word in hierdie vervolging. So dan maak dit nie saak nie. So regtig, jy het graad 2 nie nodig om hierdie redes wat hulle polities moet hê, anders gaan daar 'n opstand in en binne Amerika begin plaasvind, wat ons nou gesien het by daai een byeenkoms, ek dink sy NFL, hierdie sportbyeenkoms waar president Trump 'n inhuldiging of iets gedoen het van militêre ouens en hulle hom deurentyd geboe het, die hele skare. Vanaf 'n tyd gelede waar daai hele skare hom toegejuig het die hele ding nou verander na 'n boe. So menende net. Hulle moet die politiese, hulle moet tog die massas, hulle blaf die massas, hulle mislei die massas, maar partykeer, you can fool some of the people, some of the time, but you can't fool all the people, all the time. Jy kan nie almal bly blaf nie. En ons sien dat hierdie konservatiewe, ek wil amper sê ware gelowiges, ook wanneer hulle hierdie vrae begin vra en hulle ontevrede begin raak, omdat daar nie vrug gelewer is op die verkiesingsbeloftes van Amerika die afgelope tyd wat plaasgevind het nie. Maar ja, kom ons dwaal nie van die punt af nie. Hierdie narratief word vir 'n doel. Dis wat hierdie persoon hier vir hulle sê. En dan sê sy, julle moet verstaan, en dis logika, dat hierdie narratief, wanneer hy goed geskep en gevestig is, dan gebeur dinge soos in Gaza. Dis 'n voorbeeld. Dan gaan dit oor in daardie, want die narratief wat geskep was, of die inligting wat gelei het tot hierdie oorlog en noem dit maar menseslagting in Gaza, was daardie narratief ook gevestig vanaf 7 Oktober se situasie. So narratiefskepping is baie belangrik om die massas in toom te hou. Want jy moet onthou, kykers en luisteraars, wanneer die massa in opstand kom, kan die regering niks maak nie. Die weermag kan niks maak nie. Hulle kan niks maak nie. Dis te veel mense. So hulle moet hierdie mense pamperlang, hulle moet hulle steen probeer behou, hulle moet hulle nie te ver druk nie, en dis hoe hulle hierdie spel die heeltyd speel. So wat hier interessant is dan nou ook, dan sien ons dat Chris Hattingh van die DA se verdedigingsdepartement, noem dit nou maar so, sien ons die DA die opskrif, 'n hoofopskrif van een van die artikels, met die Chinese wat nou De Brug se basis gaan opgradeer vir amper 'n half triljoen, lyk vir my so 500 miljoen as ek dit so luister, 'n halwe miljard, as ek so vinnig daarna luister. Hoe dit ook al sy, Chris Hattingh sê byvoorbeeld ernstige skendings van verdedigingsprotokol, toesig en soewereiniteit. So
Baie duidelik is die DA baie ontsteld. Hoekom sien u die twee pole? Hulle het in September verlede jaar het hulle 'n transaksie beklink in Beijing in China, Suid-Afrika se regering van 240 miljoen rand het hulle daar beklink wat nou nog geheimsinnig is. Hierdie geheim het nou uitgekom. Hoeveel geheime is daar wat ons nie van weet nie? Wat daar ooreenkomste is. Nou ja, u en ek weet nie. Maar in die reaksie van die Weste in terme van die narratief van om 'n inval, betrokkenheid hier te regverdig wat hierdie persoon opdui, is dit vir ons duidelik dat die intelligensiedienste van die Amerikaners, van Mossad, CIA, MI6, MI5, baie duidelik en deeglik bewus is van nog meer detail wat u en ek nog nie van weet nie. Wat hulle van weet, en dis wat ek in hierdie toer ook vir die mense in die groot prentjie uitgelig het, is hierdie magte wat gebruik gaan word vir die stryd om Suid-Afrika se Suidsee-roete. Hier kom 'n geweldige oorlog. En hierdie Chinese betrokkenheid 500 miljoen vir De Brugge se militêre basis en of wat soewereiniteit speel nie meer 'n rol nie, toesig speel nie 'n rol nie. Ons sien die ontsteltenis van Chris Hatting rondom dit. Verdedigingsprotokol word nie gevolg nie. Dan sit mos nou duidelik mense, hoe broei hierdie dinge. Nou dan sit mos vir ons ook logies. Kom ons bel vir logika. Dat die Amerikaners baie meer snel gaan betrokke raak en op 'n stadium fisies, want dis mos nou duidelik dat die huidige regering, die ANC vlieg oor China toe, hulle gaan beklink geheime transaksies, waarvan een van die geheime aksies is nou hierdie 500 miljoen, min of meer volgens berigte, gaan nou gebruik word om hierdie basis buite Bloemfontein, De Brugge op te knap, wat ook al dit is, want dit is mos nou geheim. Ons weet nie wat dit is nie. En daar gaan Chinese tegnisie en amptenare en werkers en staf, personeel gebruik word om dit te doen. So sien u die eskalasie en die snelle eskalasie van hierdie magte wat bou binne in Suid-Afrika. Dan begin dit sin maak het Siener sê, die boervolk skrik eers wakker as bom op Johannesburg val. Wat se bomme? Dis wanneer die Oosblok se magte sê nou maar Johannesburg beset en beheer, en dan kom die hommeltuie, dronevliegtuie, soos ons dit nou sien, oral oor die wêreld, hoe daardie dan bomme op stede gooi. So dan sit hierdie geveg en stryd. Dis hoekom Roger Thiel gepraat het van blood is gonna flow in the streets of South Africa, want u en ek gaan midde daardie oorlog wees. En ja, as jy na die polarisasie kyk, dan gaan ons nie skotvry daarvan afkom nie. Inteendeel, gaan lees Joel 2, hy beskryf baie mooi hierdie mag wat teen ons opgerig gaan word en wat die doel daarvan is. Ek wil nou nie my hele vergadering herhaal nie, dit was 'n 2,5 ure vergadering, en ek moet sê, ek het verlede week gesê, die rekord is daar by Vredenburg, 3,5 ure vergadering, lekker lank, en die mense het die kennis saam met die profesie, dink ek, baie meer lewend ervaar die hele toer. Regtig die gehore, dankie vir almal wat gekom het baie aktief deelgeneem en geluister om hierdie groot prentjie te verstaan, waarvan hierdie nou net fases in hierdie prentjie is. En almal wat op my vergadering was, sal nou al hierdie gebeure van Chinese, wat nou De Brugge betrokkenheid, die 240 miljoen, dis wat ons van weet. Hoeveel is daar wat ons nie van weet nie? Die Amerikaanse intelligensiedienste weet van hierdie dinge, dis hoekom hulle nou die narratief skep in terme van die plaasmoorde om 'n rede te hê wat hulle vir hulle publiek, vir die massas kan sê, sien julle, soos in Nigerië en elders, daardie dekmantel, daardie rede, daardie motivering om dan betrokke te mag raak. Maar hulle sê nie vir hulle mense, ons is in die derde wêreldoorlog, wat verder gaan eskaleer, op 'n stadium offisieel gaan raak, en dis hoekom ons die suidpunt van Afrika nie kan verloor. Dit sê hulle nie, want dit is nie 'n aanvaarbare rede. As sulks is 'n gevaarlike, riskante rede. So hulle moet ander redes kry. Al die kante is dit die spel wat gespeel word. En kykers en luisteraars, ons sien baie duidelik dat hierdie hoogs geheime projek dan nou, want dis geheim, wat in De Brugge nou gaan gebeur. En ons sien Amerikaners, so ons kan definitief
met mekaar saamstem. Is hierdie ding besig om op 'n spits gedryf te word? Hoe ver? Kom ons vra die vraag andersom. Hoe ver gaan die Amerikaners toelaat dat die Chinese militêre basisse in Suid-Afrika betrokkenheid, opbou, herstel, voertuie, tegnologie, wat word daar gedoen? Is mos nou geheim. So nou vra ons die vraag so om. Hoe lank sal die deep state van Amerika met sy proxy, die mag wat bereid is om vir hom hier te staan, die DA, hoe lank sal hulle bereid wees om hoe lank kan hulle terugstaan voordat die Oosblok se mag te veel geeskaleer het, te goed geplaas is dwars oor die hele land, want jy moet onthou, die brug raak nou naby aan die westelike deel waarvandaan die Amerikaners sal opereer. Hulle sal hulle voete neersit in die Kaap en saam met die DA sal hierdie ding dan bestuur, gekoördineer, gedryf en hierdie offensief gevoer word. En nou hier op hulle voorstoep, in terme van Suid-Afrika, in terme van die oorlog en die stryd om die suidpunt van Afrika, die Suidsee roete van Suid-Afrika, is dit mos nou baie duidelik, dat hierdie Bloemfontein-Diepbrug is nou op die voorstoep, noem het maar, in terme van hierdie oorlog oor die Suidsee roete van Suid-Afrika, is nou op die voorstoep. Is nou nie meer in Natal, die Zulus, wat ons weet, vir die Oosblok gaan staan, die EFF met die rooi hemde dwars oor die hele land, maar veral in die oostelike, sentrale, oostelike, noordoostelike, suidoostelike dele van Suid-Afrika nie, maar hier kom die Chinese nou, tot in die brug, en spandeer baie geld, aan wat ook al, met wat hulle daar gaan doen. Kykers en luisteraars, dit is al duideliker, dat hierdie situasie versnel. Ek sê weer, hoe lank gaan die Amerikaners een kant staan en toelaat en nie 'n volgende stap neem in Suid-Afrika. So die konflik is besig om baie vinnig of ons tydstip is baie vinnig besig om te beweeg na 'n konfliksituasie waarin u en ek binne-in. Roger Thiel het gesê, some of you will be in that fires. Some of you will be surrounded by that fires, wanneer ons daar binne is. En daarom, kykers en luisteraars, subscribe, sluit aan, raak deel, kontak u provinsiale leier, dat u nie in sulke tye met u gesin alleen staan, of 4 of 5 gesinne alleen staan nie, maar 'n vermoë begin bou, uit 'n beweeg, ontruim, en soos u ontruim, sluit u vermoëns die heeltyd aan, by ander wat ontruim, en dit begin u vermoë bou, en sterker maak, in sulke omstandighede, en in sulke toestande. Kykers en luisteraars, ek dink later die week sal ek 'n video maak, oor 'n baie interessante uitlating, wat 'n ou oomie vir my jare terug gemaak het, en wat nou letterlik besig is om in Suid-Afrika te gebeur, en ek dink min mense sien dit vir wat dit is. Maar ek sal dit met u deel in die volgende video. Baie interessant, aansluitend by hoe vinnig dinge nou besig is om te eskaleer. Sterkte en seën, tot ons weer praat. Totsiens.